Goeiemorgen vrienden. Baie welkom aan allemaal van jullie bij vandaag se erediens, wat ook 'n doopgeleentheid is. Klein Dandrey, Johan, George Kok word vanoggend gedoop. Ontvang vanoggend die verbondsteken. Dis iets groots. En ons sê ook baie welkom aan al die Kok-familie wat vandag hier by ons is. Mag julle die Here se seën baie diep beleef. Is die klank nou reg of kom maar gaan net maar so julle? OK. Dankie. Ons gaan begin deur saam te sing by lied 509 vers 1 en 4. Op berge en in dale en oral is my God. Ons gaan nou sing by die 219. Laat ons sing van ons verlosser. Die een wat sentraal staan in die teken van die doop vanoggend, die water wat simbolies is van sy bloed. Ekskuus, dis 'n ander lied daai, Grote God, nee, wat een is dit, lof, lied 2:9, laat ons sing van ons verlosser, is dit hy? Het jy hom nie daar nie? OK, goed, maar gaan ons verby hom, en dan gaan ons na die 205 toe, is dit reg? Wat wil hom sing? O, my enigste troos. Het julle die woorde? Goed. Ja, dit is anders as my lysie. Maar dit is 'n goeie lied. Thank
Ek het nou net eers gou seker gemaak, ek het die regte preek hierso. Want lyk my, ek is vandag 'n bietjie te mekaar. Goed, die volgende lied is lied 205, Bring lof aan die Vader. Is ek reg daar? Dankie. Eerste en die derde vers. Vriende, ek sal nou die eredienskers aansteek wanneer ons gesing het soos 'n wildsbok wat smag na water. En daarna sal ek die 4de lydenskers snuit en dan sal ons sing by lied 384 Jesus, o dink aan my. Ons sal dit in Afrikaans sing en dan weer in Engels en dan weer in Afrikaans. Wanneer ons hierdie kers aansteek, dan is dit 'n simbool daarvan dat God in ons midde is. Maar dis 'n kers. 'n Kers is vreeslik broos. En ons kan maklik God se teenwoordigheid onder ons soort van uitdoof. Ons kan vergeet God is tussen ons. God kondig homself nie altyd aan met mag nie. God kom gewoonlik na ons toe in broosheid. Kom ons erken altyd die Here in ons midde. Kom ons sing dan nou soos 'n wildsbok. Verlang
4de kruiswoord van Jesus was: my God, waarom het U my verlaat? Dit moes 'n verskriklike ervaring gewees het. Hy het dit vir ons gedoen. Van my geboorte af is ek onder U sorg. Van die begin van my lewe af is U my God. Amen. Geliefdes, die Vader, die Seun en die Heilige Gees groet vir U met genade en vrede. Kom ons antwoord die Here se groet met lied 190, die eerste en die derde vers. Grote God, ons bring U eer. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend voor U, die grote almagtige God, die een wat ons noem ons Vader, omdat U dit vir ons gesê het. U het ons gemaak en U het dubbeld ons Vader geword in Christus Jesus. Ons kom ons voor U verootmoedig
Ons kom vir U sê, Here, dat ons weet ons is sondige mense en ons steek dit nie vir U weg nie, ons steek dit vir ander weg, maar nie vir U nie. En ons bely voor U ons skuld. Ons bely voor U dat ons nie altyd dit maklik vind om U te vertrou nie. Dat ons maklik om ons kyk en dit wat om ons is sien en ons oog van U af wegvat. Ons bely dit voor U, Here. En ons dank U dat U nie, wanneer ons twyfel, U van ons onttrek nie, maar dat U arms net stywer om ons sit. Ons bid vandag, Here, dat U vir elkeen hier wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat dit ook al mag wees, dat hulle mag beleef dat U naby is. Here, U weet hoeveel dinge daar is wat ons onkant vang, wat vir ons die lewe van tyd tot tyd moeilik maak. Maar ons kom bid, Here, dat U op wie ons vertrou, vir ons in die genade sal help. Ons dink aan almal wat geraak is deur dit wat by die myn gebeur het en gebeur. Ons bid vir die hele tragedie en vir elkeen wat daardeur geraak word. En dankie, Here, dat ons juis by hierdie mense wat geraak is, kan hoor dat hulle oë op U gerig is, dat hulle op U vertrou. Dankie, Here, vir elkeen in hierdie tyd wie se harte oopgegaan het om te kan help. Ons is almal so diep bewus daarvan dat U die een is wat vir ons sorg met ons dagse brood. Dankie, Here, dat wanneer so iets gebeur, ons ook besef dat die brood nie ons alleen is nie. Ons bid, Here, vir ons kinders. Ons bid dat U vir hulle in hierdie wêreld wat so anders is as wat ons dit sou wou gehad het, dat U vir hulle wysheid sal gee, dat U vir hulle sal wys hoe om in hierdie tyd te leef, daar waar ons baie keer nie weet wat om te antwoord nie. Dankie, Here, dat U altyd by hulle sal wees wat U so beloof, dat U altyd die lig sal wees wat voor ons uitgaan. Ons bid vir ouers wat hulle kinders moet begelei in gebrokenheid, in swakheid, dikwels in onkunde. Maar ons bid, Here, dat U vir hulle wysheid sal gee en liefde en begrip vir hulle kinders. Ons bid vir almal wat al ouer geword het, wat 'n rol vervul het tot hiertoe, wat onskatbaar is. Maar ons bid ook, Here, dat hulle sal voortgaan om hulle rol te speel. Want ons is almal nog hier, en almal van ons het 'n roeping, tot op die dag dat U vir ons kom haal. Here, ons kyk na U, want waar anders sal ons hulp vandaan kom? U alleen is ons God. Amen. Goed, kan ek nou vra of my maatjies vorentoe sal kom asseblief? Ek wil vra, julle moet sommer hier by die doopfont kom staan asseblief. Kom staan sommer so om die doopfont. Sjoe, mooi stryk dassie ook. Jy is reg vir die geleentheid, pragtig.
Goed, julle vandag gaan ons vir klein Dandrey doop. Julle is ook toe julle klein was gedoop. En by die doop het die Here vir julle kom sê, ek is vir jou verskriklik lief. Kom ons kry net ons, kom staan sommer hier langs aan my. Sy, jy hoef nie skaam te wees nie. Sy. Die Here het vir jou kom sê, ek is verskriklik lief vir jou. En hy het vir jou op jou naam dit gesê. Hy het nie sommer net so in die bondel dit gesê nie. Hy het vir jou dit gesê. En toe het ons water op jou voorkop gesit, om vir jou te sê, dat die bloed van Jesus ook vir jou gestort is, ook vir jou skoon was van jou sonde. Nee. So die water is die teken daarvan, dat God deur Jesus vir ons help, ons sondes afwas, vir ons kom wys hoe lief hy vir ons het. Nou wil ek vir julle vra, om net julle hand net so bietjie nat te maak, net so bietjie, in die water, dan voel julle, dit is gewone water, kom, vat julle handjie, so dit net so in die water, né? Bring jou handjie nader. Sy. Nou wil ek vir julle vra, onthou julle was gedoop destyds, ons doop nie weer nie. Ons doop een keer, want die Here het sy belofte gemaak, en die Here se belofte staan vas. Maar partykeer vergeet ons. Partykeer dan twyfel ons. En dan moet 'n mens net jou hand so op jou voorkop sit. Doen dit gou-gou. Dan voel julle handjie is nog klam en nat, né? Dan onthou jy, die Here het daai dag vir jou dit gesê. Nee. Moet nooit vergeet wat die Here vir julle gedoen het nie. En jy kan eintlik elke dag, kan jy sommer soos jy klaar jou tande geborsel het, op pad die dag in, en jou hand is nog so 'n bietjie nat, vat net so in jou voorkop en sê, weet jy, die Here is baie lief vir my, en ek moet dit nie vandag vergeet nie. Baie dankie julle. As julle wil die doop dophou, kan julle hier voorsit, anders kan julle by papa en mamma gaan sit. Goed, ek wil nou ons doopouers vorentoe roep, Divan en Lisel Kok. Ek kan sommer by julle staan. Ek kan dit hier nie. En hier kom oupa sommer al klaar aan met klein ding, ek wou nog 'n lied laat sing het, dat is reg. Kom ons sing terwyl die van oorhandig word aan sy ouers by lied 293, die 2 verse. Neem, Jesus neem ons kleine kinders. Vrij nou toe gaan.
Goed, ek lees vir ons die formulier. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. En by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is, dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei, al van kleins af. Geen mens kan hierdie gawes verdien nie. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis is in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks daarvan nie. Want sien, die inisiatief is die Here se, en die Here verstaan. Ons hoef nie te verstaan nie. Die betekenis van die doop kan baie maklik verkeerd verstaan word. Dit kan gesien word as 'n mooi gewoonte wat ons in stand hou. Ons kan dit sien as 'n bygelowige handeling. Ons kan dit ook sien as die geleentheid waar 'n kind sy of haar naam kry. En nie een van daai drie is waar nie. Hy het 3 name, hy het hulle al gekry 'n hele ruk terug, nee. Het gaan by die doop oor God wat ons liefhet. Nou gaan ons oor na die bediening van die doop en dan sal ek net nou vir die ouers die vrae vra wat gevra moet word. Julle kan maar hier kom staan. Nou vriende, baie keer, dis maar hoe ons praat, dan praat ons van die doopbelofte. Nee, ek sal vir ouers sê, onthou jy die doopbelofte. Die ouers het beloftes gemaak by die doop en hulle gaan net nou beloftes by die doop maak. Maar die doopbelofte, waaroor dit eintlik gaan, is God se belofte. En die water op sy voorkop vandag is symbool van God se belofte vir hom. Goed. Dwayne, Johan, George, Kok, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kan ek hom vir papa aangee? Ja. Kom ons bid saam. Staan nie by my. Hemelse Vader, baie dankie dat u beloftes maak aan ons en aan ons kinders. Dankie dat u liefde oneindig is en dat ons altyd daarop sal kan steun. En Here, dis my gebed dat u vir Divan en vir Lisel die wysheid sal gee om vir hom groot te maak soos u dit wil hê. Dat hulle vir hom mag leer, jy is God se geliefde. Dat hulle vir hom mag leer, daar was 'n wonderlike dag, toe jou naam en God se naam in een sin genoem is, voor baie getuies. En dat hy die belofte vir homself sal toeëien en uit u sal lewe. Ons bid so in die naam van ons Here Jesus. Amen.
goed, ons laat nou juist vir julle die beloftes wat julle moet maak agterna doen, sodat ons kan weet dat dit eintlik gaan oor God wat inisiatief neem. En net om te bevestig dat julle gelowiges is en juist daarom hom gebring het om te laat doop, moet julle die volgende antwoord. Beloof julle om hom, soos hy groter word, van die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir hom 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. Beloof julle om hom te help om God se beloftes sy eie te maak. Beloof julle om hom na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle twee se antwoord? Ja. Vriende, hulle het nou hierdie belofte gemaak en ons moet ook ons kant bring, want hulle het gesê dat hulle hom sal aanmeld om sonnaskool te kom, om onderrig te word en ons moet vir hulle die versekering gee dat dit gaan gebeur. So van die gemeente se kant af aanvaar ons verantwoordelikheid teenoor hulle en Dandrey. Wat is julle antwoord? Maar julle kan dit baie duideliker sê. Wat sê julle? Daar is hy. Nou wil ek vra vir die grootouers of julle net sal opstaan asseblief. En ons wil net vir julle ook baie geluk sê. Dit is wonderlik om 'n klein kind te hê. Dit is wonderlik om te sien dat die belofte wat julle destyds gemaak het, nog steeds voortgedra word van geslag tot geslag. Dankie vir julle rol wat julle gespeel het in julle kinders se lewe en wat julle voortgaan om te speel in julle kleinkinders se lewens. Baie seën vir julle. Geluk. En nou wil ek vra dat Christie asseblief net na vore sal kom en kan ek vir jou vra, Henk, of jy ook sal saamkom? As jy doop so. En die Bybel. Goed, dan wil ek eers vir julle twee vra, een van julle, om vir ons hierdie kers aan te steek. Die doopkers. As 'n simbool van dit wat vandag gebeur het, en die wind waai hom nou dood. As hy. Dankie. En net nou na die diens kan julle hom kom vat en dan weg het hom uit die wind uit sit. En dan wil ek vir julle vra dat julle elke jaar op die datum dan steek julle die kersie aan. Dan dink julle aan die Here se beloftes wat hy vir ons gee en dan vertel julle vir hom soos hy ouer word waaroor dit gaan. Kan maar gebruik. Goed. Maar ons wil vir julle baie geluk sê. Baie seën vir julle hoor. Ja, baie geluk. Sê baie geluk hoor. En baie geluk aan jou ook hoor. Goed, as julle net hier sal staan, dan gaan ons nou vir hulle sing laat hierdie seën Oppeldal. Ski
Vriende, ons gaan saam lees vanoggend by Numeri 21. Numeri 21 van vers 4 tot 9. En ek gaan baie water drink. Soos jy onthou het ek verlede week gesê, ek gaan 3 weke in 'n ry preek met die wildernis of die woestyn as agtergrond, as konteks. En verlede week was dit die wildernis as plek van verdieping. En vandag is dit die wildernis as plek van rebellie en van geloof. Goed, ons lees by vers 4. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het U ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hier is die brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik, en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely: Ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid, en die Here het vir Moses gesê: Maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Dit is die woord van die Here aan ons vandag. En let net daarna op, hulle het gevra dat die slange weggeneem word. En toe gee die Here vir hulle nog 'n slang, maar die ene was 'n koper een. So die wildernis as plek van rebellie en van geloof. Kyk, hulle het dit nie maklik gehad nie. Om deur daai wildernis te trek, al daai jare, al die wedervarings wat hulle gehad het, dit was regtig nie maklik gewees nie. En dan was daar nie water gewees nie, dit was te min, dan was daar water, maar dit is brak. Dan raak hulle verveeld met die manna. Kyk, daar's net soveel resepte vir manna. Nou wil hulle nie met die manna eet nie, nou soek hulle vleis. Dan gee die Here vir hulle kwartels, dan sê hulle later, maar die kwarteltjies is klein. Dis nie genoeg nie. En hulle kla, want die reis kry nie einde nie. Dit hou net aan en aan. Dan gaan hulle in die rigting van die beloofde land en dan trek hulle weer weg. En dit nou juist nou hier, die rigting waar hulle nou moes trek, waar die Here vir hulle gegee het om te trek, is weer in die rigting van Egipte, waar hulle nou vandaan kom. En toe kom die rebellie. Hulle ewige gekerm het oorgegaan in 'n rebellie. En hulle begin blaam uitdeel. Ag nee man, Moses. Ons het geweet dit gaan nie maklik wees nie, maar hoekom nou so lank? Moet ons doodgaan hier in die woestyn? En die ander ding is, Moses, ons sien jou loop teen die berg op en dan bly jy weg. Dan wonder ons, kom jy ooit weer terug, en dan kom jy op 'n dag terug, en dan kom sê jy vir ons, die Here het vir jou so gesê, of sis gesê, en jy moet dit nou vir ons kom sê. Maar ons sien hoe die Here nie. Ons het net jou woord om op te gaan. Weet jy eintlik wat jy doen? En so het hulle aangegaan met arme Moses. Dan is hy 'n held, dan is hy 'n skurk, en dit het so die hele tyd met hom gegaan. Maar eintlik, wat hulle van Moses gedink het, is ook wat hulle van God gedink het.
Want Moses was die verteenwoordiger gewees van God. So hulle gevoel oor God het die hele tyd geskuif. Dan is God hulle held, dan is God 'n skurk. Nou, vriende, ons rebelleer ook baie maklik. Ons kan miskien 'n paar dinge hierso leer. Wanneer dinge nie loop soos wat ons dit beplan het, of soos ons dit verwag het nie, of soos wat meeste mense maar sal dink dit behoort te gaan nie, dan raak ons benoud, en dan begin ons wonder of die Here hoegenaamd weet wat hier aangaan, of die Here weet wat gaan aan in die lewe. Ons wil vir die Here Paul inlig, Here, dis eintlik wat u moet doen. So as dinge begin skeef loop, dan begin ons maklik nie net ander mense betwyfel nie, maar ons begin die Here ook betwyfel. Die Here se goedheid, die Here se versorging. En dan kan ons selfs wonder, maar is dit die moeite werd om in God te glo? En ons vra en ons blameer. En die heel laaste ding wat ons sal doen, as ons dit doen, is selfondersoek. Ons het baie keer net 'n probleem met hoe die Here in situasies werk. Toe kom die slange. En dit moes nou 'n vreeslike ding gewees het. Ek lees dat hierdie slang waarskynlik so 'n kleinerige, koperkleurige slang was wat 'n mens daar aan die Negev woestyn kry waar hulle toe nou ook was. En as die slang jou gepik het, het hy 'n manier gehad om op te vlieg. En dan pik hy jou in die nek of op jou borskas. En dan werk sy gif baie stadig, maar jy bou koors op, jy is bloedrooi van die inflammasie, en dan sterf jy later 'n pynlike dood. Dis die slang waarmee hulle waarskynlik daar te doen gehad het. Nou in die Afrikaanse vertaling word dit vertaal met giftige slange. Van die Engelse vertalings vertaal dit met fiery snakes, omdat dit dan nou hierdie inflammasie veroorsaak het. En nog ander vertaal dit heel goed met flying snakes, wat nou dui op die ding dat hulle so opgevlieg het, dan byt hulle jou in die nek. Maar 'n interessante ding is dat die woord wat dan nou vertaal word, of met fiery, of met vliegend, flying, is die woord seraf, wat ook die Hebreëse woord vir 'n engel is. Hou net daai bietjie vas vir 'n bietjie later, dan kom ek terug daarna toe. Toe kom die volk na Moses toe en hulle sê, hierdie ding is nou te erg vir ons. En ons besef ons was verkeerd gewees. Hulle kom bely hulle skuld en hulle kom vra, vat net die slange weg. En toe vat die Here nie die slange weg nie, die Here gee vir hulle 'n teenmiddel. Nou Boeta, ek sou, as ek hulle was, vir Moses gevra het, jy seker nie ernstig nie. Ons word gepik, ons gaan dood, van ons is al dood, ons kry koors, en jou antwoord wat jy vir ons gee is, ons moet net kyk na daai koperslang, en dan gaan ons gesond word. Maar dit was wat die Here vir hulle gesê het. Dit was die Here se teenmiddel vir hulle. Dit was die misterieuse ding wat die Here gedoen het, die wonder wat die Here daai dag in hulle lewe gedoen het, was om dit
vir hulle te gee, die koperslang. Maar saam met die koperslang, part en deel daarvan, was dat hulle moes glo en moes gehoorsaam. Dit was deel daarvan. God gee hierdie teenmiddel, hulle moet God glo, hulle moet God gehoorsaam. Dit was nie 'n kwessie van as hulle nou hard genoeg sou glo, dat hierdie ding hulle gaan help, dan gaan dit reg wees nie. Nie die intensiteit van hulle geloof sou daai dag help nie, maar die feit dat hulle in daai omstandighede wegkyk van die omstandighede en opkyk na die slang op die paal en eintlik na die God agter die slang, die groot geneeser. So dis waartoe hulle eintlik opgeroep is. Kom kyk net op. Hou op kerm, hou op om julle kyk en al hoe benouder word, kyk net op. En hy gee vir hulle die paal om na toe op te kyk. Die opkyk na die paal was simbolies van vertroue in die Here. Nou vriende, dit kon nie maklik gewees het nie. Ek het mos verlede week, een nag word ek wakker. Nee, ek was nog wakker. Dit was hier so 12:30 se kant. Toe wil ek die lig gaan afsit, en vraggies daar lê 'n klein slangetjie in my kamer. Ek is vir daai goed so bang, nee. Ek gril vir die. Eintlik enige reptiel, maar 'n slang. En ek het my oë nie van hom afgehaal nie. Ek het so geskuif oor die bed, aan die kant af, omgeloop na die deur se kant toe, want ek weet daar staan 'n kierie. Dat ek die kierie net kan kry, maar ek haal my oog nie van daai slang af nie. En ek is daar agter die kas, kyk ek die slang, ek het die kierie. En toe moet ek hom nou doodmaak. Anders sou sê, nee, jy moes dit nie gedoen het nie. Maar as Gysloop vir 'n slang sien, dan dink hy nie, hoe kan hy die slangetjie red nie, hy wil homself nou red. En toe het ek die slangetjie nou doodgemaak, ek het na die tyd baie sleg gevoel daaroor. Maar, as jy vir my sou gesê het, daai aand, luister, haal jy oog af van die slang af en gaan nie die kierie. Dan het ek gesê, nee, ek moet daai ding dop hou hoor. Ek kan hom nie vertrou nie. En dis wat met hulle gebeur het. Hulle het nie 'n ou, kleinerige slangetjie daar by hulle gehad nie, hulle het hierdie giftige slange wat opvlieg, daar het al 'n paar mense dood gegaan. Jy het self koors. En nou moet jy jou oë afhaal van al die slange hier om jou, en jy moet opkyk na daai paal toe en jy vertroue in die Here stel. Dit kon nie vir hulle maklik gewees het om dit te doen nie. En vriende, dit het nie gegaan daaroor dat hulle supergelowiges was nie. Want ons het gesien hoe die moeilikheid het juist oor hulle gekom, oor hulle nou nie so supergelowig was nie en oor hulle nou juist ongehoorsaam was. Maar na die rebellie en na dit wat nou gebeur het, kom die geloof weer by hulle op. Ons moet die Here vertrou. Ons kan nie na die slange bly kyk nie. Ons moet na die Here toe kyk. Nou vriende, ons almal kom gereeld in situasies waar ons net voel, hierdie ding is te groot vir my. Ek kan dit nie hanteer nie. Ek kan nie die ander kant van hierdie ding sien nie. Ek kan nie sien dat ek hierdie ding gaan oorleef nie. Ons het almal al sulke situasies gehad, baie ernstig as ander situasies. En dan moes ons na die Here toe kyk, om vir ons te help. Ons kon nie in daai tyd troos daai kry op die lang termyn, deur blaam uit te deel en te sê, dis die een se skuld en dis daai een se skuld nie. Ons kon nie troos kry daaruit om vir die Here te sê, Here, maar u moes daarom gesorg het, wat gaan aan, al die goed, ons kan nie daarin redding vind nie.
ons moet op die Here vertrou, ons moet kyk verby daai paal na die een toe, wat sê dat hy ons Vader is. Vertrou op die Vader. En vriende, almal van ons wat al in sulke situasies was, het beleef dat die Here getrou is. Snaaks ons het weer vergeet, nee. Soos ons vergeet ons is gedoop en ons vergeet ons voorkop het nog die water gekry. Ons vergeet. Elke nuwe krisis wat kom, gooi ons eers weer om. Maar wanneer ons so terugkyk, dan kan ons almal getuig daarvan, die Here het regtig waar gehelp. Hy het in die proses vir my nog 'n klomp goed bygegee. My geloof het gegroei, my vertroue in die Here het gegroei. Ek het 'n sterker mens geword. Ons familie staan meer saam. En so kan ons 'n hele klomp goed opnoem wat mense sê wat met hulle gebeur het in daardie moeilike tye. Dat wanneer jy terugkyk na daardie selfde situasie toe, waar die slang jou gepik het, dan wonder jy baie keer as jy nou so terugkyk, was dit 'n slang of was dit 'n engel? Ek kom so terug na my opmerking van net nou toe. Dis die wonderlike ding, dat die Here baie keer vir ons help, so help, dat wanneer ons terugkyk, ons vir onsself sê, ek kan my die lewe nie indink, as daai ding nie gebeur het nie. Was dit 'n slang, of was dit 'n engel? Dan sluit ek af, en toe kom Jesus. Jesus praat een aand met Nikodemus, en hy sê vir Nikodemus dat hy gaan sterf, en dan, wanneer hy vir Nikodemus verduidelik wat met hom gaan gebeur, dan sê hy, net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Jesus word die koperslang. Hy self het nog die aand voor sy dood in Getsemane gebid, Vader, dat hierdie slang net kan verbygaan. Maar u wil geskied. En toe word dit wat daar gebeur het op Golgotha, word toe vir ons die verlossing. God se ingryp in ons lewens. Kyk na hom. Ek sê dit vir julle, terwyl ek bewus is daarvan, dat ek self baie sukkel daarmee. So julle moet vir my ook maar gereeld sê, kyk net na die Here toe. Dit was nie, daai koperslang, was daai dag nie net 'n koperslang nie. Dit was soos 'n sakrament. Soos by die doop 'n sakrament is wat vir ons sê, God red. So was daai koperslang die dag ook 'n sakrament, 'n fisiese simbool wat hulle kon sien. En die koperslang het hulle nie gered nie, maar die God agter dit. Die doop red jou nie, maar die God in die doop. Die God wat die doop gegee het, hy red jou. Die water red jou nie, maar die bloed waarvan die water getuig, dit red jou. Nie die grootte van jou geloof, of van jou ouers, of jou oupa en ouma, red jou nie. Maar die een
in wie jy glo, so breek, soos wat jou geloof baie keer is. So kom ons stof maar ons doop elke dag af. En ons gaan die dag in die vertroue dat wat ook al vandag gebeur, die Here sal help. Amen. Here, Moses moes baie keer groot goed vir die volk gaan sê. Hy moes hulle oproep om U te vertrou. Ek wonder, Here, of hy 'n ruk later miskien self gewonder het hy reg gehoor. En so, Here, roep U my nou vandag om vir hierdie mense, vir wie ek baie lief is, te kom sê, vertrou die Here. En dit neek met my ook. So ek vra, Here, dat U vir ons almal help om verby die slange en alles in ons situasies te kan kyk en op te kyk na U toe. En te ervaar dat U werklik waar genees, red, nuwe lewe gee. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat toe uiteindelik die beker gedrink het. Amen. Goed vriende, ons gaan nou afsluit met die oorwinningslied, want ons kan te midde van die lyding wat ons het, kan ons ook die oorwinning alreeds vier. Nie triomfantlik nie, maar in nederigheid voor die Here. Dankie. Hij is zo
Geliefdes, ontvang die Here se seën en gaan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees is met julle elkeen.